Goeiedag julle en welkom by die Waarheid program. Vandag saam met ons in die Waarheid sitkamer het ons weer vir professor Gerry Bester. Hallo prof Gerry. Hallo Susan, hallo julle. Prof, die laaste 3 episodes het ons bietjie meer gekyk oor hierdie fees van Kersfees. Ons weet nou bietjie meer waar dit vandaan kom na aanleiding van die waarheid in God se woord. Ek het nou nog net so een vraagie en ek is seker dalk van die kykers ook. Prof, God het tog die feeste ingestel in sy woord, reg? Dis reg Susan, as jy gaan lees, byvoorbeeld Levitikus 23 stel God sy feeste in, en dis hoekom ons dinge soos die kruisiging van Jesus of sy Hebreëse naam Yeshua, die opstanding, die uitstorting van Heilige Gees tydens Pinkster, dis juis hoekom ons hierdie vier. So ja, God het dit ingestel en gaan kyk na Levitikus 23, dan sien jy dis hierdie feeste wat hierdie rigtingwysers, dis soos hierdie rigtingbordjies wat sy hele reddingsplan vir ons wys, van die eerste koms van Jesus of Yeshua tot die tweede koms, alles is opgesluit in hierdie feeste, maar juist die wat hy in sy woord insluit. So ja, daai feeste het hy verseker ingestel. Maar is dit dan nie Oud-testamenties nie, en is dit dan nie net slegs vir Jode nie? Weet jy Susan, toe Levitikus 23 geskryf is, en Abba Vader het gegee het vir Moses, het die nasie van die Jode nog nie eens bestaan nie. So nee, Abba Vader het dit vir sy kinders gegee, en hy sê in Levitikus 23 vers 2, sê Abba Vader, maar hierdie is my feeste, wat tot in ewigheid gehou moet word. So dis verseker nie gekoppel aan die Ou Testament nie, hy sê, in generasies wat kom, en tot in ewigheid sal my kinders hierdie feeste hou. Hy het dit nie gegee vir 'n spesifieke nasie, of volk, of groep nie, maar vir sy kinders. Maar prof, sal dit dan verkeerd wees as ons die geboortedag van Yeshua herdenk en dit dan 'n familiedag maak? Weet jy Susan, as ons hierdie moet opsom en dit net moet by mekaar sit, moet ons vir mekaar sê, as jy gaan kyk na 25 Desember, dis redelik algemene kennis dat 25 Desember nie die geboortedag van Yeshua is nie. Selfs die mense wat Kersfees vier, erken dat dit nie daai tyd kon gewees het nie. Jy moet soos omtrent 10-15 minute se navorsing doen om te weet dat dit nie die 25ste Desember is wat hy gebore is nie. So dis redelike algemene kennis. So dan gaan kyk ons die gebruike rondom hierdie dag van die 25ste. En ons het na enkeles van dit gekyk, soos die Kersboom, ons het gekyk bietjie na Kersvader, dan kry jy goed soos die mistletoe en die Yule log en 'n klomp van daai goed, en elkeen van daai is 'n gebruik wat heidens is, wat buite Bybelse gebruik, wat bygevoeg. So nou wil ek vir jou vra, en ek wil vir die kykers vra, wanneer ons na hierdie fees kyk van die 25ste Desember, en mens gaan kyk na al hierdie gebruike, dan moet mens vir jouself vra, is dit 'n Christusfees wat die vyand kom probeer korrup het, of is dit 'n heidense fees wat ons probeer verchristelik het? Want as jy gaan kyk na al hierdie heidense gebruike rondom Kersfees en jy vat dit weg, al wat oorbly is die geboorte van Yeshua. En as dit nie op die 25ste is nie, dan is daar absoluut niks van God in hierdie fees oor nie. Daar's niks van hom so. Ek kan nie, baie keer sê mense, put Christ back into Christmas. Ek kan hom nie terugsit daar nie, want hy was nooit daar nie. Dis nooit deel van hom gewees nie. En dis belangrik om dit te verstaan, om te sê, maar God gee vir ons sy woord, en hy sê, as jy gaan kyk, byvoorbeeld in Deuteronomium 12, vers 29 tot 32, dan sê hy, avoid the ancient ways of the pagans. God sê maar met hierdie heidense gebruike moet julle niks te doen hê nie. Hy sê, jy moet nie as hierdie mense vra, maar hoe doen julle dit nie? So as ons hierdie gaan wegvat, dan moet ons vir mekaar sê, as dit dan nie die geboorte van Christus, van Yeshua is nie, wat is die oorsprong van hierdie dag van die 25ste? Hoekom doen ons dit? Wat is die rede? En as ons gaan sê, en ons gaan kyk dan aan, ons sien, maar dis mensgemaakte tradisies en ingestelde dinge wat deur mense ingestel is, dan moet jy gaan sê, is dit nie hoekom die profeet Amos gesê het, in Amos 5 vers 21, wat Abba Vader sê, but I despise your feast days.
Abba Vader sê maar, met hierdie feeste wat julle ingestel het, en dit probeer verchristelik, wil ek niks te doen hê nie. Hy sê, dis nie my fees nie, ek het vir julle gesê, wat julle moet vier, ek het dit vir julle gelys, hy tot op die dag, tot op die uur het hy vir ons gesê, hoe om sy feeste te vier. Hoekom is dit vir ons so moeilik om te doen wat die woord sê, maar hierdie mensgemaakte tradisie, sukkel ons so om af te sterf. Op 'n stadium praat Yeshua en dan leer hy in Markus 7 vers 7 dan sê hy, dan praat hy met die Fariseërs en dan sê hy, you teach as doctrine the commandments of men. Luister mooi wat hy sê, you teach as doctrine the commandments of men. En dan sê hy, net voor dit, hoor wat sê hy, dan sê hy, you worship me in vain. So hy sê, weet jy wat, as jy mensgemaakte gebruike vat, en jy leer dit, dis 'n God ingestelde ding, worship jy my verniet hoor. Jy mors jou tyd om my te worship, want in Johannes 4 sê hy, weet jy wat, jy moet my in gees en in waarheid aanbid. Hoor mooi julle, in gees en in waarheid, en God se woord is waarheid. En wanneer ons dinge wil vier wat nie in sy woord is nie, en ons wil kom probeer sê, maar God het gesê, dis 'n Christusfees, of God het gesê, dis 'n fees wat ons moet vier, daar's nie 'n enkele versie in sy woord wat sê ons moet Kersfees vier nie. En dis hoekom ons dit nie doen nie, want sy woord sê, Deuteronomium 4 vers 2, Deuteronomium 12 vers 32, Spreuke 30 vers 6, Openbaring 22 sê, ek mag niks wegvat, of niks byvoeg, tot dit wat hy vir my gegee het nie. En dan kom Yeshua in die Bybel en dan sê hy, but why do you call me Lord, if you don't do what I commanded? Hoekom sê julle vir my God, as julle nie wil doen wat ek sê nie? En dis hoekom ons hierdie moet verstaan, as ons terugstaan vir 'n oomblik en sê, as die 25ste Desember dan nie die geboorte van Yeshua is nie, en ek haal dit uit, wat is oor van God in die fees wat ons wil vier op die 25ste? Want dit is beslis nie die Kersboom nie, dit is beslis nie Kersvader nie, dit is beslis nie Rudolf met sy reindeers wat rondgaan en persente gee, net vir die gehoorsame kinders, wat leer dat ek iets moet doen om God se genade te probeer verdien. As ek al hierdie goeders wegvat, wat is daar wat God in sy woord gegee het om te vier op hierdie dag? En jy sal sien, daar's niks oor van dit nie. En vir daai rede sê hy nee. Hy sê, hierso is wat julle doen, my seun het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, hy het die sonde van die wêreld op hom gevat, hy het vir julle Heilige Gees gegee, hy het Heilige Gees uitgestort, hy kom weer om sy bruid te kom haal, ons moet reg wees, ons moet sy woord verkondig, totdat hy weer kom. Hy sê vir ons moet al hierdie goed vier, en ons moet daai met blydskap vier, en dis wat ons kinders moet leer, hierdie waarheid oor dit wat God vir ons gee om te vier. En as ons al die ander dinge wegvat, dan sal ons sien, maar dit is nie 'n fees wat God vir ons gesê het om te vier nie. En dit alleen is genoeg rede om te sê, maar dit gaan nie deel wees van my of my gesin nie. Prof Gerrie, so baie dankie dat jy die waarheid met ons kom deel het. Mag ons in die waarheid stap en mag ons dit gaan leef. Prof Gerrie, net voor ons groet, ek dink nou net aan nog een ietsie wat ek wil vra. Baie keer kry ek mense wat vir my sê, maar hulle slaan nie die Kersboom op vir daardie rede om hom te aanbid nie. En hulle sê vir my, maar dis tog hierdie seisoen, hierdie season of giving. Wat antwoord ek hulle? Weet jy wat, Susan, as jy dit in twee kan deel, die eerste gedeelte is, as jy kommersieel daarna gaan kyk, het die season niks te doen met giving nie, maar eintlik receiving. Want dis die seisoen wat kommersieel gewys is, maak mensies en die winkels maak geld uit hierdie seisoen. Dit het niks te doen met giving nie. Die mensies verarm in hierdie tyd, want hulle gaan en hulle dompel hulle self in skuld. So eintlik die season of giving, verstaan ek nie heeltemal rondom daai nie, want dis nie die waarheid nie. Die rede wat die rede aanbetref, wanneer ons gaan kyk, as ek vir jou sê, Susan, ek verjaar die 16de Maart, en jy wil die 20ste Junie iets doen om dit te vier,
Vir watse rede wil jy dit doen? En dan is jy nogal redelik adamant daaroor om dit te hou by die 20ste Junie en dan kom ek na jou toe dan sê ek, Susan, maar die 20ste Junie is nie my verjaarsdag nie, maar jy wil dit net daar hou. So kom ons gaan kyk na die rede. Jy sien, ons moet gaan vra, ons as kinders van God, as Christene, as gelowiges, wat is ons doel om in hierdie verhouding te wees met Abba Vader? Dis om hom te aanbid. En as ons sê dat ek in hierdie verhouding met God is om hom te aanbid, moet ek vir myself vra, maak die rede van die mens saak? Jy sien, Susan, omdat ek nie mense aanbid nie, is die redes waarvoor hulle goed doen irrelevant. Yes. Alrede wat saak maak vir my, is dit wat God gee. Want God se woord is die waarheid. Hy sê in Psalm, Dawid skryf in Psalm 119, u woord is waarheid. En wanneer ek gaan kyk na dit, is net God se rede, is wat saak maak, en God sê nee. God sê jy neem nie deel aan dit wat 'n heidense oorsprong het nie. So die rede waarvoor ek dit doen, hoe opreg dit mag lyk, is irrelevant as dit nie gegrond is in God se waarheid, die waarheid van sy woord nie. En die realiteit is, en die waarheid is, hierdie fees is nie in sy woord nie. En dis die rede hoekom ons dit nie doen nie. Ander redes is nie regtig relevant nie, want ons aanbid hom, want hy is die lewende God. En as jy gaan kyk, Susan, reg oor die wêreld is Abba Vader besig om hierdie waarheid te verkondig. Ek wil gou vir julle 'n klip wys wat in die Withuis, in die White House, geskied is met hulle afsluitingsdiner. Kyk gou hierso. Yeah, I read the Bible a lot. You know, this is crazy. We celebrate holidays, and you know what I just found out to us recently? There's so many holidays we celebrate here in this country that have nothing to do with the Bible at all. Real famous holidays, like Christmas. Christmas has nothing, it's not in the Bible. The birth of Jesus is in the Bible, but not Christmas. The tree isn't in the Bible, you know, gifts, that's not in, it's nowhere it says celebrate my birthday, says Jesus. It's just, it's a pagan holiday that the Romans invented that we just do. But everywhere you go, I'm telling you, I've seen this so many times. You see a big nativity scene, and there's baby Jesus, the manger, sheep, shepherd, wise men, Mary, Joseph, Santa Claus right in the middle. Like, who's that? Mary's Lamaze coach? Santa Claus has nothing to do with anything. Neither does the Easter Bunny. Easter is another pagan holiday that's not in the Bible. Every Easter, you don't hear anything about Jesus on the cross. All you hear is about the Easter Bunny. Easter Bunny this, Easter Bunny that. Why is the Christian religion the only one in the world that needs a mascot to sell their stuff? You don't see Jewish people out celebrating with the Passover kangaroo. There's no Ramadan rooster. Halloween's another big holiday, satanic holiday. Nobody's bothered by that for some reason. You know, fun for the kiddies. I mean, when I was going to church, I always told me, you know, Satan's the most evil one. He's the one you got to watch out for. Watch out for Satan. And then once a year, the whole country goes, hey, let's party with this guy. It's ridiculous. Prof, nou is ons regtig klaar. Ek wil net vir jou vra, wat gaan jy met hierdie waarheid doen? Al hierdie waarhede wat ons gehoor het, is gegrond op God se woord. Dis nie die een suiwer waarheid, maar die keuse bly ons in. Dan groet ons weer tot ons mekaar weer sien. Mag Abba Vader jou ryklik seën. Shalom. Shalom julle.